Ek dink wat so teenstrydig is aan iemand met 'n paradoks. Maar twee goed waar is dat waarskynlik die teenstrydig is. En of my treffend is in die woord, kry ek so paradoks dat Jesus se belofte is. Ek wil verwoorde, laat die weet ons is in ons lieve mense, ons praat hierdie jaar oor God se beloftes. Elke moet sien wat Here 'n belofte wil gee. Soms is jy in hierdie teenstrydigheid in jou lewe. En jy weet jy moet hanteer, maar dan kom die Here daar, gee vir ons 'n belofte binne daardie konteks. Maar dan moet ons die konteks op die inhoud verstaan. En ek wil voorhou dat ek praat oor soos Paulus praat, daar in 2 Korintiërs praat hy van hy wil nie roem nie. Want hy is van 'n swak mens. Dan vertel hy van iemand wat wonderlik is. Hy sê oor so iemand sal ek roem en al die wonderlike dinge praat en wat dan in 2 Korintiërs 12 vers 7 sê hierdie woorde en ek wil ons daarna kyk. Hy sê dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie. Dis die openbaringe wat die tekste vooraf gaan van mense wat goed gesien en gehoor het wat 'n wonderlik is. Hy sê dat ek my nie sou verhef nie. Is my 'n doring in die vlees gegee. Hy sê ek as Paulus die groot apostel van die Here. Ek hoor die Engelse praat van St. Paul. Hy was nie voorheen 'n saint geweest. Hy was by Paulus geweest. Hy was 'n gewone Christen geweest. En die Here het hom op 'n wonderbaarlike wyse gered. Maar dan sukkel hy met 'n ding wat hy sê, dis die doring in my vlees. En nou kom hy en hy sê, dit is vir my so erg. Hy sê 'n engel van die Satan het my met die vuis geslaan. Dit is 'n verskriklike stelling om te maak as jy so aanval beleef. Hy sê dat ek my nie sou verhef nie. Hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wen. Dat hierdie stryd van hom weggeneem word, hierdie doring, hierdie aanval wat hy beleef van die Satan. Hy sê net vir my gesê, wat sê die Here vir my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. En die teenstrydigheid word krag en swakheid. Hy sê my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem. Hoekom sal ek in my swakhede roem? Sodat die krag van Christus in my kan woon. Die ander vertaling sê oor my kan kom. Die krag van Christus in my kan woon, oor my kan kom. Hy sê daarom het ek gehad in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolgings en benoudhede om Christus wil. En hier stel hy nou hierdie teenstrydig. Hy sê, want as ek swak is, dan is ek sterk. Dit klink daar vreeslik teenstrydig. Hoe kan jy swak en sterk gelyktydig wees? So dit klink mos te wat jy mekaar. En dit klink soos 'n paradoks, dit klink soos 'n teenstelling. Hy verstaan, Paulus verstaan iets, dat die wêreld kyk net wie is die wenners. En dit selfs in sy tyd was Olympiese spele gewees. Jy weet die stad Olympus was daar naby en die Grieke het eers geregeer in Israel en toe kom die Romeine en hulle het al hierdie atletiese goed gedoen en almal wil net weet wie is die wenner. En ek weet as jy nou dink aan wie is die wenner van wat ook al, hulle vergeet gewoonlik wie is die silwer medalje wenner of wie is die brons medalje wenner of wie is die ouetjie wat net langs die podium gestaan het op 'n 4. Hy het eers iets gekry. Maar almal weet wie was die wenner. En almal kyk daarna en almal het wil wees en baie, die hele wêreld praat oor jy moet sterk wees. En sterk mense is belangrik. En dan het hulle mos nou al hierdie snaakse geveggoeders wat hulle doen. Ek hoor nou praat van kick en boks. Jy kan skop inslaan. Sekere maniere, al hierdie vreemde gevegte en goeders van, hulle wil weet wie is die wenner. En nou hoor ek daai ou wat vir Suid-Afrika gewen het, hy sê van, hulle weet nie wat ons weet. Ek my pa weet van wie. Hulle weet nie van wie. Hy het iets gaan ontdek, hierdie ou wat in hierdie teenstrydige wêreld van kickboxing leef. Hy sê, dan is wat, hoekom wil hulle die wêreld hê sterk wees? Want sterk mense beheer alles. Sterk mense is die wenners.
En jy wil graag hê, moet wenners wees, as mense nie wenners is nie, dan voel jy so minderwaardig, teleurgesteld, hopeloos en swaan. Nou ek kan onthou, toe ek so leidetjie van so 7 jaar was en so, toe my ma het my pragtige rugbybal gegee. Nou vat ek my rugbybal skool toe, want ek was maar klein ouetjie vir my ouderdom. En nou wil jy ook 'n span kies, want ons gaan op pouse teen mekaar speel. Want dit was my bal. Maar ek het heel lastig gekies vir die span. Toe ek bly toe sê, okay, jy gaan hom maak. Want ek kon nie speel sonder my bal dat ek skool te vat. Die punt wat ek wil maak is, ek was nooit 'n atletiese wenner. En jy wil graag gesien het deur die ouens wen. Is dit nie waar? Dis die wêreld waarin ons lewe, maar nou kom die evangelie van Christus. En hy draai hierdie hele stelling op. Die apostel Paulus sê iets wat baie vreemd klink. Hy sê daar in vers 10, hy sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Hoe het hy daarby uitgekom? Hoe kan swakheid en krag saamgaan? Dit klink daar vreemde ding. Hy sê, nou gee God vir hom 'n belofte in hierdie swakheid. Hy sê, my genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking of tot ontwikkeling wanneer jy swak is. Maar jy moet mooi word, die Here sê vir Paulus, my genade is vir jou genoeg. Hier ontdek ons 'n diep geestelike waarheid, en dis wat ek wil hê jy moet verhoor ontdek rondom jou lewe. My genade is vir jou genoeg. Hy sê hier ontdek ek hierdie geestelike waarheid. God se krag, luister mooi, hier is belangrik. God se krag word die duidelikste wanneer ons eie krag opbou. Wanneer ons nie weet hoe gaan ek verder? Maar ek sê, ek kan nie. Hoe kom ek voor? Hoe gaan ek hierdie ding hanteer wanneer jy hopeloos dit oorgee, sê Here, ek is te swak om dit te herken. Dan word God se krag die duidelikste. As ek sterk was en nog kon 'n ding doen en wen, dan kon die Here my los. Maar God se krag word die duidelikste wanneer my krag opgaan. Paulus sê dit doring in die vlees. Wat was hierdie doring? Wie weet? Dit is dalk 'n werklike swakheid, fisiese swakheid wat hy gehad het. Hy praat van hierdie, dit was dalk 'n liggaamlike siekte. Ons weet nie. Baie mense sê, hulle dink hy kon nie meer so lekker gesien het. En hy wou graag beter gesien het. Party mense het dit gesê. Of dit was vervolg, hy is hierdie prediker van oorwinning en bevryding. Dan word hy so vervolg, of dit was 'n diep geestelike stryd waarmee hy gestoei het. Hy ken die waarheid van die evangelie, maar binnekant is daar konflik en twyfel en hartseer en pyn. Terwyl dat hy weet die Here genees, het hy 'n doring in sy vlees. Terwyl dat hy weet die Here verlos, het hy 'n doring in sy vlees. Hy kry die aanval. Ek glo nie 'n kind van die Here, 'n wedergebore kind van God, 'n bloedgewaste kind van die Here, vol van die Heilige Gees kan demonies besete wees. Dit is baie onmoontlik. Want die Heilige Gees het bly nie saam met die duiwel. Maar hy kan, you cannot be demon possessed, but you can be demon oppressed. Dit is wat Paulus hier praat. Hy sê, 'n engel van die duiwel het in die vuis geslaan. Kan jy dink hoe stryd moes dit vir hierdie geestelike reus? Ons kyk na Paulus as hierdie geestelike reus. En tog sê ek, dit 'n diep stryd, dit voel vir my of ek geslaan word deur 'n bose gees. Wat sê dit vir ons? Die presiese aard daarvan weet ons nie wat dit vir hom was nie, maar die belangrikste punt wat ons moet onthou is dat selfs in die groot apostel het swakheid gehad. Baie mense wil eers wag tot hulle geestelik uitwaag of tot hulle probleem pak. As hulle eers sterk is en al die antwoorde het. Maar hierdie man van God, hy sê ek het 'n swakheid, ek het 'n probleem. Maar ek gaan nog kerk. Ek gaan nog wonderwerke in die naam van die Here sien gebeur. Ek gaan nog die evangelie oor die ganse wêreld dra. Hierdie geestelike reus vir ons wat na hom kyk, sien hierdie fantastiese ou. Maar in hom weet hy sy eie beperking. En dis beteken dit wat ons laat struikel as ons eie beperking vir ons groter geword in ons eie kop as God se gedagtes. En tog, as Paulus dink aan sy swakheid, dan sê en tog het hy iets gehad wat hom daagliks herinner het dat God is altyd daar, want hy leef in groot waarheid.
Die groot waarheid sê, die groot geloof beteken nie sonder swakheid, maar dit beteken in swakheid. En God vertrou. Paulus se gebed is die menslike reaksie. Hy bid hierso sê die skrif dat die ding van hom weggeneem word. Nou Paulus doen presies wat die Bybel voorskryf daar in Jakobus 5. Vers 13, die gee die Here vir ons sekere formules van gebed en 'n probleem. Hy sê, is daar iemand om julle wat ly? En Paulus het gely. Hy vertel vir ons van sy lyding elke dag. Hy sê, laat hom bid. En Paulus het dit gebid. Hy ly en dan bid hy sê, as iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. As jy vanmôre opstaan met voor so vrolik man, kry liedjie en sing 'n psalm tot eer van die Here. Hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hom oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Ek wil hê dat julle moet weet, dat as jy siek is, dan moet jy nie sê, ek weet die pastoor is ook nou siek en ek wil hom nie pla nie. Nee, wel met maak die saak, my swakheid wil nie jou afsit om my te werk. Kan ek so 'n stukkie humor in? Hulle gaan my nou verkoop hier oor so 'n stukkie humor. Hulle het my vertel, toe ek op college was, jare, Pastor Charles Bennett vir ons vertel, hy sê die pastoor het altyd vir die mense gesê, kyk as daar siektes, as jy dink jy het 'n dokter nodig, dag of dag, dan bel jy vir my. Julle los my uit, julle bel vir my, en ek sal kom en sal verbid. En hy die ouens baie kwalijk geneem as hy hoor hulle was by die dokter, en as hy hoor hulle was by die hospitaal, en hy nie geweet nie. En die nacht, die 2 uur die môre, toe staan klop aan sy venster, pastoor, jy moet baie vannacht kom. My vrou het nou 'n dokter nodig. Hy sê, ok, kom, hy trek vinnig aan sy jas en daar die kouwe sy uit daar die huis. En toe hy daar kom, toe sy dit beval. In daai geval, sê net vir my wat hospitaal. Maar andersins kan jy my nog help. Ek het nou selfmordelikheid, ek sê jou self afvloek. Was my so mooi die weer wat verdrees. Julle weet allemaal, my skoondochter het kanker en daar is nog probleme by. My seun sê vir my pa, kan jy vader? Rauks. Kom ons aan die tafel. Sê my kind, omdat ek gevra is, gaan ek jou sê. Dis wat die tekst sê. Hy sê, is daar iemand wat ly, laat hom bid. Is daar iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. Is daar iemand siek is, laat hulle die ouderlinge roep. En laat hy vir hom bid, nadat hy hom versalf het. En ek sal van gehoorsaamheid ons vertrou God vir die volle oorwinning. Sy eerste reaksie, wat 'n korrekte reaksie was om te bid. Maar wat kry hy dan? Wanneer daar gebid word, kom daar ook 'n antwoord. Hy sê vir die Here, neem hierdie ding weg. Hy sê, wanneer ons pyn ervaar, en siekte en al die goedes, en moeilike situasies, is ons eerste gebed, Here, vat dit weg van my af, ek kan dit nie herinner. Dis wat Paulus gebid het. Hy sê, daar's niks verkeerd met daardie gebed. Selfs Jesus het in Getsemane gebid, Vader, as ek U wil is, neem hierdie beker van my weg. Om te vra dat jou pyn, jou stryd, jou probleme weggevat word, is heeltemal geestig en korrek. Maar soms het God 'n antwoord binne daai ding. Hy neem die beker van Jesus af weg, die Vader nie in. En vir Paulus neem hy nie die stryd weg nie. Hy sê vir hom, wanneer God sy antwoord gee, en hy Paulus God se wil ontdek, hy sê, maar soms antwoord God anderste as wat ons gevra het. En om te leer, om God se antwoord aanvaar, is baie belangrik in jou swakheid. As die Here sê, jy is nou swak, maar ek wil vir jou sê, ek is besig om met jou pad te doen. Ek is besig om iets te bereik in jou lewe. En in hierdie stryd, wil ek vir jou sê, my genade is vir jou genoeg, die genoeg, hierdie woord wat Jesus daar gebruik, vir genoeg beteken voldoende. Dis genoegsaam. Dis alles wat nodig is. En as jy stryd het en jy het gebid, Here, vat dit weg, dan sê, en die Here vat dit nie weg nie, dan moet jy anders te begin kyk. Dan moet jy besef, God gee vir jou genoeg krag en goeders, want wat sê, as jy God se wil ontdek, hy sê,
daar in Jakobus, hy kom daar en hy sê, agter louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge kom, want die beproewing van julle geloof bewerk lydsaamheid. Baie maal is die Here besig met 'n ontwikkelingsprogram in ons geestelike lewe. En dis die stryd wat ek het. Jy's iets wat my leer, en dan moet ek ook ontdek dat God sal nooit toelaat dat ek bo my vermoë, of buite my vermoë, of buite my krag versoek sal word nie. Hy sê, my genade is vir my, jou genoeg, my genade sal jou dra. Hy sê, God sê, ek sal jou krag gee vir elke dag. God gee hulp vir ons stryd. Hy vat met my nie stryd weg. Hy help ons in ons stryd. God gee genade vir ons swakheid. Op baie maal was ek so swak. En as ek begin bedien en begin bid, dan kom die krag van die Here in die opwekking en die woord stimuleer, nuwe verhouding. Dit is God se genade, is in jou swakheid daar vir jou. Die oplossing is soms nie die verwydering van die probleem nie, maar krag en hulp binne die probleem. God se krag werk deur, luister mooi, God se krag werk deur swakheid. Hoe kan jy God as genees ontdek as jy nie siek was? Hoe kan jy God as jou bron ontdek as jy nie tekort gaan? Hoe kan jy God as hulp ontdek as jy nie 'n probleem gehad het? Jy moet baie maal eers deur 'n ding gaan dat jy getuienis kan kry. Dat jy kan besef maar hierdie is besig dat by 'n diep les word. Is dit nie pragtig? Ek het nou 'n kompetisie met ons. Ek het nie maar. Hy is so lief, ons is so trots op hom. Jy weet, dis waar ons groot geword as in die kerk. Dit was ook my lekkerste slaapplek as ek soms so onder die bank. Op my maat gesit heen. Dan jy so daar onder die bank gewees. Dis die beste plek waar jy kinders kan groot word. Mense mos kinders baie maar by die huis, want hulle nie hulle besteel en wees nie. Nou party mense raak ontstel. Jy moet nie ontstel word nie, want die beste plek waar 'n kind kan groot. Hy moet jou geduld leer ken. Hy moet jou liefde leer ken. Hy moet jou leer ken met jou verdraagsaamheid. Hy moet kan trots wees om deel van jou te wees. Hy sê, my krag kom tot volle werking wanneer jy is. Maar wanneer jy tekort het, sê die Here, sy krag kom tot volle werking wanneer jy besef het. Wanneer jy besef hy is daar vir, wanneer jy besef hy gaan jou deurdra. Hy sê, daarom, dis een van die groot paradokse van die Bybel. Swakheid en krag gelyktydig. Ek dink maar net hoe dit in die Bybel gewerk het. Moses kom, en die Here gaan daar 'n ou man van 80. En ek is nog nie so. Gaan daar agter die bokke en die skape daar in Midian uit en hy sê, ek wil hê die volk gaan lei. Hy sê, Here, hoe kan ek die volk lei? Wat ek hakel. Die Here sê, maar nie waar nie, ek sal vir jou sê. Ek geef hom aan. In sy hakel, in sy swakheid, gebruik God Moses as 'n magtige leier. Het Moses 'n doring gehad? Ja. Maar hy het ook 'n God gehad. God het vir hom Aaron gegee om sy spreekmeester te wees. Moses het nie opgehou hakel op 80 nie. Hy het net geleer om saam met Aaron te praat. As jy net leer dat God vir jou sal voorsien, op elke omstandighede sal jy God se voorsiening kan raak sien. Partymal is dit 'n mens, partymal is dit 'n probleemoplosser, partymal is dit 'n inkomste op 'n unieke wyse, partymal is dit so fantasties, jy sal nie verstaan waar dit vandaan kom nie. Ek en my vrou se 'n keer in 'n situasie jare gelede, nou bid ons het 'n geweldige finansiële nood en daar was krisis gebeur en ons is besig om te bid en ons weet nie wat gaan aan nie. En hoekom ons hierdie dinge uitneem, ons was op daai stadium op vakansie en ons sit vas in die omstandighede met hierdie geweldige finansiële situasie. En
dit was nog die tyd wat jy 'n boodskap moes kry, daar was nog die selfone en die goeders. En hulle kom roep ons daar by 'n plek, jy moet hierdie man bel. Nou sien ek, dis die ou wat ons boeke doen. Van God se stoel, hy sê boeke oor. En hy het belasting gehanteer, jy moet tog nie belasting ontdek, hoor. En daar is net nog groot mense maar hy het belasting gehanteer. En toe ons weg was daar, het ons gehoor ons sal na 'n groot belastingbetaling doen. Nou bel hy my, ek nog moontlikheid hierdie stryd, nou moet ek binnekort nog 'n belastingbetaling doen. Hy sê my pastoor, iets wonderlikheid gebeur. Hier is vir my 'n cheque vir jou gekom. 'n Groot cheque van die belastinggader af. Hy sê, wat moet ek daarmee doen? Ek sê, hier's my rekening. Want die Here kan tot die teks gebruik of ja. En dit was so genoeg gewees. Dit was so genoeg. Was op die vreemdste wyse gebruik die Here die snaakste maniere om jou te help. Ek dink aan Gideon, hy het maar 'n klein leer gehad, hy het klop ons bymekaar sê die Here, nee, jy het nog te veel. Nee, 'n bietjie laat los en jy moet huis toe stuur. En hy stuur 1000 huis toe. En nou sê die Here, daar 300 oorgebly vir Gideon. Hy was die minste van die kleinste van sy tribe. En dan kom die Here en dan sê hy, wat jou gebruik Gideon, kragtig help, en sê, Here, maak is die minste. Ek dink ons nie partymal ons is die swakste, die minste, die beperkste, die een wat nie waardig genoeg is. Dan sê die Here, ek kan jou gebruik vir Ami, vir generaal. En dan van die Here om, dan sê hy vir hom, vat hierdie mense om water te drink. En dan op 'n manier kies hy net 300 man. En hier aan die ander kant lê 'n magtige leer van verskillende nasies wat aanval. En dan sê die Here, nou gee ek vir julle wapen. Wat is die wapen, Here, om hierdie magtige leer te trek? En die vir ons 'n geheime wapen om ons met 'n skild en 'n swaard, en paard nog 'n paar boogpyle gehad, en paard nog 'n paar assegaie opgehad, en so. Here, wat gaan jy vir ons gee? Hy sê, hier is 'n kruik en 'n vak. Dis julle wapen. God werk nie met jou logika. Hy werk met jou. Dan sê hy vir Gideon, hy sê, gaan staan daar op die berg, en hier in die middel van die nag, dat jy daai rampshoring, ek weet nie of jy al gehoor het as die Jode se rampshoring blaas. Dit is onaardse geleentheid. En in die middel van die nag blaas die rampshoring. En hulle breek daai klomp kleipotte, daai kruike, daar teen die rotse breek hulle, dit is die verskriklikste geluid. Dit seker soos masjiengewere geklink, wat hulle nog nie eens geken het nie, dan breek die goed, en dan skielik sien hulle die vakkels. En hulle sien die kom die vyand in, die Here stuur 'n verwarring onder die vyand in, en die Here laat die vyand mekaar verslaan, en hy gee 'n wonderlike oorwinning, en daar sterf nie een van Gideon se manne nie. Hoekom? Want hy het gebid, en hy het God se plan ontdek, en hy het in God se plan geleef, en toe gee God die oorwinning. God se krag word in Gideon se swakheid vervul. Ek dink aan Dawid, sy broer sê, jy's te klein vir die army, jy moet maar pa se skape oppas, dan stuur nou Dawid, en jy ken die storie van Goliat. Ek gaan nie daaroor verder, ek weet nie, maar jong seun, niemand dink hy's nie moeite werd nie, maar God het vir Dawid 'n slukkervel gegee. Kyk, hy gee vir hom 'n slukkervel in die wind. Nou, die ouens sê vir my, ek het nou pastoor, toe ek so sien, die was voor 'n preek, dan sê die 5 klippies was nog gebed en geduld. Nee, dit was 5 klippies, want daar was nie net Goliat, en daar was 'n klomp ander Filistyne op, want Dawid met daai ander klippies moes bykom, hy tel 5 klippies daar in die rivier op. En as Goliat kom, dan slag hy met die eerste klip, en as Goliat val, dan kap hy sy kop af, en as die ander klomp geveg begin, dan gooi hy met die ander 4 klippies op. Dink jy Goliat, Dawid het net daar stil gestaan? Nee, hy het daai slingervelletjie laat werk. Hy het hom laat werk, en die Here verdryf die vyand. Hoekom? Al wat Dawid gehad, al wat Israel gehad het, die vyand het 'n Goliat gehad. God het 'n skaapwagter gehad. Hy sien te behoed vir God. En saam met jou is God, wat meer as genoeg is. Hy is voldoende. Hy is meer as genoeg vir jou situasie. En jy kan sê, ja, maar dit, vergeet jou ja maar. Begin op God fokus. Petrus, 'n eenvoudige visserman, word die leier van die kerk. God kies dikwels mense wat weet dat hulle God nodig het.
as daar iemand in hierdie kerk is vanmôre wat weet dat hy God nodig het, ek weet ek het God nodig. 'n liggaamlike swakheid, 'n beperking, maar weet jy, ek dink nie terug nie, hoekom? Want by God is meer as sy krag word in swakheid volbring. Wanneer mense te sterk voel in hulle self, dan kan die Here hulle soms nie gebruik nie, maar dan tot te veel selfvertroue. Maar as jy absoluut swak is en afhanklik is van die Here, dan sê Here, ek kan nie, dan sê God, ek kan. En ek gaan dit saam met jou, vir jou en deur jou doen. Paulus in die houding is, Paulus houding verander heeltemal, hy sê, daarom sal ek my verbly en roem my swakhede. Paulus sê nie, kyk wat 'n wonderlike dinge ek gedoen het nie. Hy sê ek is bly as ek swak het. Hy is bly as ek nood het. Hy is bly as ek vervolging het. Hy sê wanneer alles gebeur op jou geneem. Dit klink so teenstrydig. Hoe kan hierdie man, dit klink of hy masochisties is of hy hou van pyn? Nee. Paulus het verstaan. As jy na vers 10 kyk, Paulus het verstaan dat as hy swak is, dan is hy sterk. Want dan is hy absoluut afhanklik van God se voorsiening. En hy kan nie in sy eie krag God se krag verplaas nie. Sy swakheid is die plek. Luister mooi. Sy swakheid, jou beperking, jou probleem is die plek waar God se krag sigbaar word. Ek wil dit weer vir jou sê. Jou probleem, jou swakheid, jou nood, jou behoefte is die plek waar God se krag sigbaar word. Dit was op Paulus se lewe sigbaar. Wanneer hy kom, hierdie man wat nou daar van sy knie af opstaan en sê, Here, ek word geslaan, Here, help vir my. Hierdie doring sê die Here, nee, jy het genoeg. Ek sê jou deurdraan, as hierdie swak man opstaan, dan plant hy nog 'n kerk. Dan sê hy Efese, dan sê hy Galilea, dan sê hy Korinthe, dan sê hy Rome. Hy is oralste. Hoekom? Want hierdie swak man word kragtig deur God gebruik. En in Paulus se swakheid word God se krag sigbaar. Sodat na 2000 jaar lees ons nog wat Paulus geskryf het. En word ons nog steeds bemoedig deur wat hy ontdek het. Hy sê, die krag van die Here rus op my. Die krag van die Here. Hy sê, sodat, in vers 9, hy sê, sodat die krag van Christus in my kan woon. Die ander vertaling sê, sodat die krag van Christus op my kan rus. Hierdie voorbeeld wat hier gebruik word is soos iemand wat 'n tent opslaan en dit oor iemand sit. En daar binne-in teenwoordige sandaan. Wanneer jy nie weet hoe nie, wanneer jy absoluut bewus is, ek is swak, dan kom die Here sê, wanneer waarin jy gaan jou swakheid sien, hy slaan sy tent, sy beskerming deur sy Heilige Gees. En in daai tent in jou woon nou die krag van God se voorsiening, sy uitkomste, sy oplossing, sy wonderwerkende heerlikheid. En daarom kom hy, hierdie beeld van 'n tent opslaan is so mooi. God slaan vermoere sy tent op. Jy het al gesien wanneer die Jode bid, dat is so gebedsdingetjie, so doen wat hulle hou op so bokant hulle, dit is die simbool van hierdie ding wat die tentjie oor hulle is, 'n gebedsstem wat hulle oor hulle bring om te kan bid in die teenwoordigheid van die Here. Hulle sê wanneer ons swak is, dan is ons sterk, want dan woon God in die tentjie saam met my. En hy slaan, hou daai gebedsboek so oor hom op, hy sê, Here, hier is my tentjie. Kom die woon met my. Woon in my, kom dat die krag op my is. Die gevolgtrekking is dis, Paulus sluit af met hierdie kragtige waarheid. En ek wil hê jy moet hierdie waarheid vanmôre vat. God se belofte vir jou is, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Jy is nie 'n loser. Wanneer jy swak is, kan jy, as jy op God vertrou, oorwinning verwag. Wanneer ek swak is, vertrou ek meer, bid ek meer, soek ek God meer, dat sy krag meer deur my kan werk. Ek wil dit weer lees. Wat die nota wat hier gemaak is.
Wanneer ek swak is, vertrou ek meer, bid ek meer, soek ek God meer, dat sy krag meer op my kan is, meer deur my kan werk, meer in my kan woon, want sy krag word in my swakheid volbring, en hoe meer ek afhanklik word van God, hoe meer word ek dinamies vir God. Ek hoop jy snap wat ek sê. Hoe meer afhanklik ek word van God, hoe meer dinamies word ek dat God deur my kan werk. Ek is dus dinamies vir God. Ek word 'n getuienis van God se voorsiening. Ek word 'n getuienis van die oorwinning wat hy gee. Ek word 'n getuienis van die uitkomste wat hy gee. Hoekom? Omdat ek van God hierdie heerlike teenwoordigheid beleef. Hier is die praktiese toepassing. Daar's mense wat vanmôre voel, jy's moeg, jy's oorweldig, jy's siek, jy's emosioneel uitput, jy uitgeput, jy's geestelik swak. God sê vir jou, hy sê nie vir jou word sterk nie. Hy sê vir jou, bring jou swakheid na my toe. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hy sê, kom na my toe, bring jou swakheid na my toe, want swak mense bid, swak mense vertrou, swak mense ervaar God se krag en God se genade. Hier is die belofte vir elke gelowige vanmôre. Hier is die groot belofte van hierdie gedeelte. God se krag. Ek wil hê nou mooi hoor wat ek nou vir jou sê. Hier is belangrik, ek kan vir jou eenvoudige stelling klink, maar dit is 'n verskriklike belangrike stelling. God se krag is groter as jou swakheid. Mense het afgevra, pastoor, kom dit voor. Julle pastoor, ek het hierdie probleem, ons sal hulle 'n hele probleem uitgelê. Maar jy weet, as jy nog so vir hom bid, dan lyk dit vir my, dan werk hulle ook nog so. En as jy so van die knie af opgaan, sê ja, pastoor, maar. Jy weet, solank jy vashou aan jou probleem, en nie God vasgehou, dan sê die Here, okay, totdat jy kan los, dat ek kan werk. Maar wanneer jy toelaat, dat jou swakheid God se vertrekpunt word vir jou oorwinning, dan word jou lewe 'n heerlike getuienis. Hy sê, bring jou swakheid na my toe. Hier is die belofte vir elke gelowige. God is groter as jou swakheid, as jou probleem, as jou omstandighede. Maak nie saak wat die doring is vir jou lewe, dit is dalk 'n probleem, siekte, bekommernis of 'n moeilike seisoen. Vandag sê God vir jou, my genade is vir jou genoeg. My voorsiening is voldoende. Ek sal jou deurdra. Jy sal nie val nie. Jy sal nie tot niet gaan nie. Jy sal nie ondergaan nie. Ek is daar. Vertrou my volkome. Die wêreld sê wees sterk. Die evangelie sê wees afhanklik. Wees afhanklik van die Here. Want God se koninkryk gebeur in wonderlike verwagting dat hy sal voorsien. God se koninkryk gebeur in wonderwerke en kragtige voorsiening. Ons swakheid word die plek waar God se krag sigbaar word. Sy verlossing duidelik word. Sy uitkomste daar is 'n groot getuienis van voorsiening en wonderbaarlike voorsiening in elke omstandighede. Daarom kan ons vanmôre saam met Paulus sê, wanneer ek swak is, dan is ek sterk. Maak ruimte vir ander ons swakheid. Jy weet nie waar is hulle in God se seisoen met hulle. Jy kry ook wat dan groot stryd is, moet sommer nie die wagtyd vir hom begin raadsel nie. Sê as jy stryd het, ek sal jou bid, want God se krag is genoeg en dit word sigbaar wanneer ek swak afhanklik is van hom. Kom ons by God se woord. Liefdevolle Heer, Hemel Vader, ek dank U, Here, vir U wonderlike krag, vir U wonderlike voorsiening, vir U totale omgee. Wanneer ons in diepe swakheid en gebrokenheid erken dat ons kan nie in onsself die ding hanteer nie, dan sla die denkie van die Heilige Gees oor ons. En die ontwoon in ons. Ons woon in die teenwoordigheid van voorsiening, van verlossing, van uitkomste. En is ons nie verward of verdwaal nie, maar kan ons met vrymoedigheid die pad van geestelike getuienis loop,
Al weet ons hierdie stryd is groot, dan kan ons nog vir ander vertel van God se voorsiening, want ons het gister en eergister beleef hoe hy ons gedra het ons swakheid, en ons weet met sekerheid, al het ek vandag stryd, God gaan my weer, en weer, en weer, en weer deurdra, want sy krag word in swakheid volbring, sy genade is genoeg in my beperkte vermoë. Dis my gebed om Jesus van, en ek dank U daarvoor.